Palmsondag. So ek wil begin by die begin. Palmsondag, soos ek gesê het, dis 'n gebeurtenis wat plaasgevind het. Ek wil hê ons almal moet die storie mooi verstaan. Palmsondag is die begin van die Paas, hulle noem dit die Holy Week van Jesus. Jesus en sy disippels het op Palmsondag van Judea, Galilea afgekom en hy en sy disippels het na Jerusalem gegaan. Dit was die plan van Jesus om na Jerusalem toe te gaan en hy het geweet dis die laaste week van sy lewe en hy en sy disippels het Jerusalem toe gegaan. Nou, Paasfees, baie mense, ek wil hê ons moet mooi verstaan dat die wêreld praat van Paasfees, van paaseiers, hulle praat van paashase, van allerlei goed, kinders van die Here, hierdie goed is regtig, ek dink is van die bose af. Dit het niks te doen met Paasfees nie. Paasfees is die fees wat die Israeliete gevier het, om dankie te sê vir die Here, omdat hy hulle Egipte land uitgelei het uit die slawehuis uit. En as julle lees in die Ou Testament staan daar, en die Here het gesê, julle moet 'n lam slag, wat verwys na Jesus, en julle moet die bloed vat en in die lintel smeer, en in die nag gaan die doodsengel kom. En elke plek waar daar nie bloed gesmeer is nie, sy eersgeborene is dood gegaan. En dus toe die Farao gesê, trek liewer, want hy het gesien, hulle moet trek. En hierdie krag van die Heilige Gees, hierdie krag van die Israeliete wat gebeur het oral saam met hulle gegaan. Terwyl hulle gewees het in Jerusalem, die Jode was eintlik onder die Romeine gewees. En hulle was baie bang gewees en dit is hoekom hulle bang was, want hulle het geweet Paasfees lê vooruit en hulle het gedink want Jesus het gepreek oor die koninkryk van God. En baie mense het gedink die preek van die koninkryk van God is dat Jesus klomp manne sal kry en dat hulle gaan beklei en dat hulle gaan die Romeine oorheers. Dis wat die plan wat hulle gedink het. En Jesus het gekom van die ooste af en in Jerusalem ingegaan. En julle weet mos hoe werk dit in die land en die wêreld. Die Romeinse mense was bang gewees. En Pontius Pilatus en sy mense het 'n klomp soldate gestuur, duisende voetsoldate, mense met perde en alles, want hulle was bang vir die oorname, die coup wat hulle noem. En hulle het van die suide af kan gegaan. En hulle het ingekom. So sien julle die prentjie, Jerusalem is 'n klein dorpie. Hier kom Jesus met sy mense, 12 mense, daar was seker ook ander. En hulle het gedink dat hulle gaan nou wat is 'n vrou? Oorname maak. Hulle gaan beklei. Toe stuur hulle al hulle soldate, voetsoldate, perde, kan julle sien hoe die perde ouens daar kom en om te oorheers duisende mense, want hulle was bang vir hierdie ding gewees. En dit is die begin van Palmsondag. Ek gaan nou lees oor Palmsondag, ek wil net bietjie verder praat daaroor. So kom Jesus nou in Jerusalem en die soldate aan die ander kant, soldate met perde, ruiters en die soldate, Jesus het gekom op 'n ander manier, die soldate het gekom met autoriteit, met krag, met wapens, met goeders en hulle teologie. Ek wil nou ook praat, daar's 2 dinge wat hulle gemaak het. Die teologie van die Romeine was sodanig so dat hulle geglo het dat Pontius Pilatus, hulle het hom ook eintlik genoem die seun van God. Hy was die aardse seun van God en die hemelse seun van God het van die ooste af ingekom en daai mense van die ander kant af en dis die scenario wat daar afgespeel. Sien julle daai scenario? In 2004 het julle, wie van julle die fliek gesien, The Passion of the Christ? Almal, wie het dit nie gesien nie? Net een, jy moet dit gaan kyk. Dit was in 2004 het Mel Gibson daai fliek gemaak, The Passion of the Christ. Nou, die mense wat het gesien het, my vrou was een van hulle, sy het vir my gesê, maar hoekom hulle dit Bybels korrek gemaak, die hele bioskoop, of wat noem jy hulle, rolprent, Bybels korrek. Die ding wat my vrou geontstel het, sy het gesê, maar hoekom is dit nodig, dat hulle Jesus so erg verinneweer het? Het julle daai fliek gesien? Enige normale mens kan nie glo. En dit is wat die wêreldse mense aan Jesus gemaak het, om oneindig
Hulle sê hy was eintlik onherkenbaar, geslaan en verrinneweer en sy liggaamsgoedes is uitgeruk. Dit is om hulle krag te bewys wat hulle dit gedoen het. Nou, ons het laas gepraat oor evangelisasie en evangelisasie beteken mos om vir die ongelowige mense te verduidelik van God. En Jesus het gekom, ek het gepraat oor passie, né? Onthou julle passie. Daar's 'n ander woord vir passie wat ons ook moet verstaan. Julle weet wat is 'n passie, né? Ek het mos gesê altyd vir julle, leef julle passie uit. Ek wil my passie uitleef. Vind uit wat is jou passie en leef dit uit, broer en suster, dis wat ek gesê het. Maar het julle geweet dat die woord van passion of the Christ, die woord passion beteken passio en dit beteken lyding. Passio beteken lyding. So as jy jou passie wil uitlewe, dan is dan sal gewoonlik lyding betrokke. En die slim mense sê dat baie goed is, baie mense leef vir dit wat hulle leef, hulle passie wat hulle uitleef, veroorsaak soms hulle dood. Kom ons praat net bietjie wêreld, Ken julle mense wat hou van motorfietsse? Hulle hou van motorfiets, hulle jag, dis hulle passie. Pastoor, my passie is 'n motorfiets. Weet jy hoeveel baie van daai mense doodgegaan op 'n motorfiets? Praat ek die waarheid? Julle kan maar sê amen of sê sjoe, dis nie so nie. So jou passie kan ook jou lyding wees. En Jesus se passie was die koninkryk van God. Die Romeinse mense, wat jy het ook gepraat, hulle koninkryk, die aardse koninkryk. En hulle het ook gesê, hulle teologie is dat Pilatus is die seun van God. So daar was konflik gewees, groot konflik. En dit is waar ek wil begin met die Palmsondag. Het julle die agtergrond, verstaan julle die konflik wat daar gebeur het? Lang terug, ek praat baie keer te veel oor my ou verlede, maar ek het al gesien, daar by die townships wat ons gewerk het, nee. As jy in die oggend ry, en is doodstil daar's nie 'n beweging nie, daar's nie eens 'n kar op die pad nie, ek ry sommer van Baragwana af, reguit daar na Protea toe, nie 'n kar op die pad nie. Wat gaan dan aan? Daar's iets wat slymer, daar's planne, daar's goed wat gebeur. En dit is wat gebeur het by Palmsondag. Die mense was in afwagting vir iets, want Jesus en sy mense kom van die kant af, die soldate kom van die kant af. Wat gaan aan? Wat is die situasie? Wat gaan aan hierdie? Ek wil uit Markus uitlees, die rede hoekom ek uit Markus uit wil lees, want Markus verduidelik mooi in kronologiese orde hierdie laaste 7 dae van Jesus, toe hy by Markus is eintlik die eerste evangelie van die synoptiese evangelie, is Matteus, Markus en Lukas. Eintlik Markus is die eerste ene in die dinge. En Markus het alles mooi verduidelik. So dis hoekom ek uit Markus uit wil lees. So in ons land ook baie mense se passie het hulle dood veroorsaak. Julle weet wat ek praat. Ek wil net hier so vinnig kyk op my notas, want ek het hier ook iets geskryf daaroor. Ek is nou eers by die inleiding oor die passie van Christus. Sy passie, en dit is eintlik hoekom Jesus op die aarde gekom het, nee, om te sterwe. Sy passie het gemaak dat hy vir ons gesterwe het. Jou passie is dit waarvoor jy jou passie het. Jou passie van Jesus was die koninkryk van God. Hy het altyd gepreek oor die koninkryk van God, maar hulle het min verstaan dat die koninkryk van God was eintlik ek gaan nou oor die koninkryk van God. Baie keer sien ons dat mense wat teen iets is of vir iets, dat hierdie hulle sterf gewelddadig vir daardie passie. Ek het 'n program gekyk van 'n man wat saam met die krokodille geswem het. Weet julle onthou julle hom? Is iemand wat daai ding gekyk het? Crocodile Dundee, sê sy. Die man het saam met die krokodille, hy was nie bang vir krokodille nie. Hoe het hy dood gegaan? 'n vis, stingray, wat is 'n stingray? Het hom in 'n dood pylstert vis het hom doodgemaak. Julle weet van hom, né? Dan wil ek julle ook vertel van ek het by trauma berading gedoen en hier by die Leeupark
Leeupark, hierso, was 'n man, hy was baie lief vir die leeu's. Hy was 'n leeu, passievol vir leeu's. Hoe het hy man doodgegaan? Een oggend vroeg, toe gaan hy swem toe na die met sy bakkie, en hy stop daar, en hy klim uit, en die leeuwyf het kleintjies gehad, en die leeuwyf het hom, daar was net stukke vleis, ons was daar, jare terug, om hy stukke, so sy passie het hom doodgemaak. Mens kan nie met leeu speel nie, man, hulle gaan jou doodmaak, weet julle dit? So, maar ek wil sê, maar ek wil hê dat ons moet reg verstaan, as jou passie jou doodmaak, dan is dit oké. As jou passie is, dit is hoekom sendelinge uitgaan, en hulle passie het hulle doodgemaak, as mense wat hulle vermoor het, en nog steeds vermoor. As mense wat ek gelees het, by huisgenoot stories, 'n man het 'n kind aangeneem, of van sy familie, hom by hulle huis ingesit, hom grootgemaak, al daai goed, ken julle ware verhale van huisgenoot? Julle moet bietjie kyk as julle tyd het, maar lees liewer die Bybel, en toe het daai man, daai selfe kind, het daai man vermoor. Is dit so? Praat die pastoor nonsens? Hy het hom ingevat en vir hom gesorg en alles, en hy is dood. Daai man het hom vermoor, die een wat hy ingevat het. As goeie mense aanhou om goed te doen, en slegte mense hou aan om sleg te doen, wie wen dan? Die slegte mense. Jy kan nie net goed doen, jy moet meer as goed doen. Ons kan nie net hier sit by onsself nie, dis hoekom ons evangelisasie moet gaan doen. Hier in Middelvlei, ek het net nie aangekom, en daar het ook 'n man gekom, hy huising soek daar by my, en ek het nie vir hom plek gehad nie, en ek sê, hoorie, ek het ongelukkig nie vir jou plek nie, en hier is 'n tannie wat sy tannie se naam vrou? Tannie Baby, sy het net hier gebly, en sy het 'n buitekamer gehad, en ek gaan na haar toe, ek sê, Tannie Baby, kan jy nie miskien vir hierdie man plek gee nie? Sy sê, ja nee, dis reg, maar man het 2 dae daar gebrei, die 3de dag toe bel haar dogter my. Toe sê, pastoor, hoe kan jy toelaat dat hierdie man hier by my ma bly? Dit is ongewoon, hy mag nie hier bly nie. Sê nou, hy doen iets aan my ma. Ek sê, wel, miskien is jy reg. Ek sê vir hy man, hoor, so ongelukkig kan jy nie meer daar bly nie. En hy is toe weg daar. Hoor, hierdie storie is die waarheid voor die Here. En hy het toe plek gekry daar in Helikon Park, by 'n ander ou tannie. En hy het daai tannie sy geld gevat van SASSA die dag toe sy geld kry, en hy het die tannie vermoor. Nou, hoe dink julle het ek gevoel? Nou terwyl ek hier staan, kry ek sommer hoendervleis. As daai man vir Tannie Baby vermoor het, dan was ek ook dood vandag. So baie keer moet ou baie versigtig wees oor jou passie, hoe jy dit uitlewe, wat gaan jy doen? Ons moet baie versigtig wees, maar jou passie vir die Here moet ons nooit laat gaan nie, nee. Ons moet vir die Here aanhou, want hy het vir ons gesterf. Hy het alles, die Here Jesus het vir ons gesterf aan die kruis, en dit was sy passie vir ons, en dis hoekom ons hier vandag kerk hou, en dis hoekom ons hier vandag sing, en alles. So ek het nou oor die koninkryk van God gepraat, en ek het gepraat en vir julle gesê, dat wat die Romeine gedoen het, Jesus het van die ooste af gekom, en Jesus het van Nazareth afgekom, sy boodskap was die koninkryk van God, en sy volgelinge was van die heilige klas, die klasmense, en hy het gereis na Jerusalem van Galilea af, en hulle het Jesus en sy disciples het daar gekom, en van die weste Pontius Pilatus gekom, soos ek verduidelik het, met 'n groot groep soldate, en Pilatus was verkondig die krag van imperialisme, hulle was in die stad gestuur, om te verseker dat daar geen probleme of pogings van oorname was nie, en veral tydens die Paasfees, die Paasouer, want hulle was deeglik bewus van wat gebeur het tussen die Paasfees, terwyl hulle slawe in Egipteland was. Hulle was bang vir die Joodse mense. Hulle het geweet, as God ingryp, dan kan daar iets gebeur. God het ingegryp, maar op 'n heeltemal ander manier, as wat hulle gedink het. Want die Jode was onder beheer van die Romeine, en Pilatus het nou deur die fees na Jerusalem gekom, met gewapende magte, wanneer daar altyd by ons tyd, hulle het gekom,
reg vir oorlog. Helmets, baniere, wapens, vlae, goue arende op die pale, klank van voete wat masseer. Hoor julle die klank van die voete, die perde wat snork en in die lig skyn en weerkaats op hulle, blinkwapens, skilde, geluid van dromme en Pilate se manne het verkondig krag en hulle teologie was dat hy is volgens hulle, hy was die seun van God. En Jesus het al hierdie goed beplan en nou gaan ek net hierdie versies lees vir julle wat het gebeur by Palmsondag. En toe hulle naby Jerusalem kom, dit is Jesus en sy disippels, sy volgelinge, by Beftagie en Betanië aan die Luifberg, stuur hy 2 van sy disippels uit. En toe hulle naby Jerusalem kom, toe hulle nog naby kom, het Jesus gekom en hy het 2 van sy disippels uitgestuur en hy het vir hulle gesê, en sê vir hulle, gaan na daardie dorp, reg voor julle, en dadelik sal julle daar, as julle daar inkom, sal julle 'n eselvul vind, wat vasgemaak is, waar geen mens opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik het hy hom daarheen gestuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. En daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dan, wat maak julle, dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord, hulle soos Jesus beveel het, toe laat hulle begaan. En hulle die vul na Jesus gebring, en die klere daarop gelê, en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad, en ander kap takke van die bome af, en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom, in die tempel, en nadat hy alles rondom gekyk het, en omdat dit al laat was, het hy met die 12 manne uitgegaan na Betanië. So Jesus het daar in die tempel gekom, nadat al hierdie goed gebeur het, toe dit wel laat was, het hy uitgegaan na die 12 na Betanië toe. Dit was in Jerusalem, hy het nog in Betanië ingegaan. Hierdie gebeurtenis wat plaasgevind het, Palmsondag, was ook geprofeteer 500 jaar voor dit gebeur het. In Sagaria 9 vers 9 en 10 lees ons die vrederyk van die Messiah. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vel van 'n eselin. En ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei, en die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig, en sy heerskappy sal wees van see tot see, en van Efrat aan die eindes van die aarde. Julle hoor mos, die Israeliete sing daai from sea to sea, dit het hulle hier gekry. Hierdie gedeelte het die mense verstaan, dat dit 'n vleeslike ding sal wees. Maar Jesus het op 'n ander manier gekom, hy het gekom met 'n geestelike ding. Ek het al gehoor hulle praat oor Palmsondag, mooi preke oor die donkie, wat die kruis is, daai goed is alles reg, maar ek wil vandag die kern vir julle verduidelik. Die kern is eintlik dat Jesus gekom het op 'n donkie, nederig, en hy het nie kom beklei nie oor met die Romeine en al daai. Ek dink baie van die Jesus se volgelinge het teleurgesteld geword, want hulle het gedink Jesus gaan kom en sê, kom ons val hierdie mense aan, ons oorwin hulle, laat die Romeine nie oor ons heers nie. En dit is hoekom hulle was teleurgesteld. En baie mense vandag is nog teleurgesteld in die evangelie, die goeie nuus, want hulle dink dat
dat as jy in die Here glo, dat jy daar's 'n geestelike ding verbonde. Dis eintlik wat ek sê. Wanneer Jesus bid, vir ons leer om te bid en sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde, dan bedoel hy die koninkryk van God. En Jesus het ook gesê, die koninkryk is in jou. Die koninkryk van God is in ek en u. Ons leef in 'n bose wêreld, waar die koninkryk, die koning van die konings van hierdie wêreld is boos en alles, maar die koninkryk van God is in ons. Die koninkryk van God is in my en jou. En ons leef soos die Israeliete in 'n bose wêreld. So Jesus het gesê en hulle het gesing, laat u koninkryk kom. Wanneer kom die koninkryk van die Here? Wanneer jy jou koningskap verander. As jy in die wêreld is, dan is jou koning mos die duiwel en sy demone en al daai goeters. Wanneer jy tot inkeer kom, wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, dan kom die koninkryk van God in jou in. Dis hoekom hy sê, soos in die hemel, waar God regeer. Ons kinders van die Here wat hier is, moet maak dat God regeer op hierdie aarde. Amen. So dit is ons plig, dis ons werk. So op Palmsondag het dan gegaan, dat hulle die palms gegaan het en gesê het, Hosanna. Hulle het 2 keer gepraat van die koninkryk van God. Baie van die mense het gedink, nee, daar gaan nou 'n oorlog wees. Ja, daar gaan 'n oorlog wees. Ons leer mos die Bybel. Baie eenvoudig. Die woord sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die owerhede en die bose geeste in die lig. So ons stryd, die koninkryk van God, oorwin wanneer ons die magte, die owerhede en die bose geeste in die lig oorwin. Dis die koninkryk van God. Dit is die kruks, dit is die storie van Palmsondag, waar daai mense gesê het, Hosanna aan die koninkryk kom, en Jesegiel het geprofeteer in Jesegiel 9 vers 9 en 10. So dit is die koninkryk van God. Dit is Palmsondag. Dit is die storie van Palmsondag. Baie van daai mense wat daar geskree het, ek dink so, ek was nie daar nie, maar ek neem dit aan. Daai mense wat daar geskree het en gesing het en 'n palm gemaak het, baie van hulle het 'n paar dae later geskree, kruisig hom. Kruisig hom, kruisig hom. Die koninkryk van God. Wat ek wil sê is, dat Jesus het gekom, ons het so mooi gesing oor, die Nazarene, die een wat ons sonde wegneem, en alles. Palmsondag is die voorloper van dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, sy laaste woorde was, ek het klaar betaal. Die Palmsondag is die voorloper. Palmsondag het mense hulle takke en hulle klere en hulle goed gegooi, en dit was die voorloper. 'n Paar dae later het die koninkryk van God gekom, toe hy gesê het, ek het klaar betaal. Die koninkryk van God kom, wanneer ons besef dat Jesus het klaar betaal. Jesus het klaar betaal vir my en vir jou sondes. Jesus het klaar betaal. Die Palmsondag, soos ek sê, was die voorloper. As ons nou weer onthou van Palmsondag, want ek het 'n paar mense gevra, waaroor gaan hierdie palms? Van hulle sit hier, hulle sê nee, is Palmsondag. Ek sê nou, wat is Palmsondag? Hulle sê nee, pastoor, Palmsondag is Palmsondag. So ek wil nie weer hê, as iemand vir julle vra, wat is Palmsondag, moet julle sê, Palmsondag is Palmsondag nie. Julle kan hulle mooi verduidelik. Palmsondag was die voorloper gewees van Jesus, waar die mense dit gedoen het, en 'n paar dae later het Jesus werklik, hoe het hy koning geword? Nederig, nie met 'n bekleierery nie. Die oorlog, ek praat nou uit my eie uit, maar ek weet ek praat onder die salwing van God. Baie van ons, dit maak nie saak van watter nasie is ons nie, of waar kom ons vandaan nie, ons sien ook 'n oorlog. Ons sien nee, hierdie ander nasie mense, ek weet nie van wat 'n nasie is nie, die Here gaan ons maak dat ons hulle gaan oorwin in die naam van die Here. Ek glo nie dit gaan so wees nie, weet julle hoekom? Want daar is mense van ander nasies wat ook die koninkryk van God gesien het. Daar is mense wat die koninkryk God gaan nie nou weer oor nasie, oor ras, oor al die goed nie. Die koninkryk van God is groter as dit.
Groter as dit. Kan ons sê amen? Julle moet altyd besef, ek bid dat die Here in ons gees sal werk, dat ons verstaan wat is die koninkryk van God. Die koninkryk van God gaan nie oor 'n nasie of 'n volk of 'n taal of wat nie, dit gaan wie is jou koning? Wie is jou koning? As God, Jesus jou koning is, dan is jy in die koninkryk van God. Ongeag hoe jy groot geword, waar jy vandaan kom. Miskien is dit 'n bietjie taai gepreek hier so vandag, vir my ook. Dis die kort boodskap wat ek vandag vir julle bring. Kom ons dink aan Palm Sondag, kom ons dink aan, ons gaan Vrydagoggend kerk hou, Vrydagoggend 8:00 vir julle, en Sondag 9 gewone tyd. Vrydag, dan is die kruisiging, en dan wil ek weer uit Markus spreek, want Markus verduidelik mooi in 6 ure se tyd wat het gebeur op daardie dag. So die Bybel is baie eintlik eenvoudig, is dit nie? En die Bybel is wonderlik, en die Bybel verduidelik ons dinge, en ek wil hê dat ons moet teruggaan en gaan ek wil net vir julle, net vir interessantheid, vir julle sê, hoe is Markus dan uiteengesit, deur die dae, die eerste dag was Sondag, die eerste dag van wat ek nou gelees het, is Markus 1 vers 1, Markus 11 vers 1, wat toe Jesus gekom het daar, op die maandag, is Markus, kom ek lees dit net vinnig vir julle, op die maandag, dis die volgende dag, is Markus 11 vers 12, ek het vers 1 gelees, kom ek lees gou net, Markus 11 vers 12, staan daar geskrywe, en die volgende dag, terwyl hulle in Betanië gaan, het hy honger geraak. So dit is die maandag wat gebeur het daar, die dinsdag, Markus 11 vers 20, staan daar geskrywe, Markus 11 vers 20, die volgende dag, is daar, en toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle vyeboom. Dit is wat gebeur op die maandag, die dinsdag, dis die dinsdag, die woensdag, in Markus 14 vers 1, is daar geskrywe, en die Pasga, en die fees van die ongesuurde bode sou oor 2 dae wees, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom met lus gevange kan neem en doodmaak. Dit was op woensdag die 14de, dis Markus 14 vers 11, die Vrydag, wat het gebeur die Vrydag in Markus, op die Vrydag was dit Markus 15 vers 1, en dadelik vroeg in die môre het die owerpriesters saam met die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die hele raad 'n besluit geneem, en nadat hulle Jesus geboei het, het hulle hom weggelei en aan Pilatus oorgelewer. So die Jode het Jesus aan Pilatus oorgelewer, dit was op die Vrydag. En die Saterdag, die Sabbat, Markus 15 vers 42, en daar staan, en toe dit aand geword het, omdat die voorbereiding was, dit is die voorsabbatdag, kom daar 'n vernamelde raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook in die koninkryk van God verwag het, en hy wag dit om aan Pilatus in te gaan, en die liggaam van Jesus te eis. Dit was die Saterdag. En die Sondag, die vers 2, en vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, het hulle by die graf gekom. So Markus verduidelik mooi, kronologies, die dae wat gebeur het, na waar ons nou uitsien. Is ons nie bevoorreg om kinders van die Here te wees nie? Is ons nie bevoorreg om te verstaan die koninkryk van God nie? Is ons nie verstaan wat die Palm Sondag nie? Dit is alles so oopgemaak vir elkeen van ons om te verstaan. En die belangrikste aan, as jy 'n kind van God is, dan is jy in die koninkryk van God. Dan is jy in die kinders. Kom ons maak seker vandag kinders van die Here op hierdie Palm Sondag, hierdie pragtige geleentheid, waar ons gelees het en gehoor het van soldate en van Jesus se mense, wat nederig was. Jesus het op 'n donkie gekom, en Jesus wil hê ons moet ook nederig wees, né? OK, dit is my boodskap. Kom ons sluit net die oë, sit net so 'n oomblik. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie dat die Heilige Gees hier is. Dankie dat U met elkeen van ons wat hier sit op 'n besondere manier praat
oor hierdie wonderlike gedeelte van Palm Sondag. Here, ek wil bid dat U vir ons help, dat ons sal seker maak, elkeen van ons, individu, want ons gaan self voor God staan. Ons moet ons eie heil uitwerk, ons redding moet vrees en bewing. En ek bid vir elkeen, Here, wat hier vanoggend ingekom het, dat hulle seker sal wees, dat hulle eie heil uitwerk met vrees en bewing, dat hulle in die koninkryk van God inkom, deur Jesus as hulle saligmaker en 'n verlosser aan te neem. Here, die wêreld leer ons baie verkeerde dinge. Paasfees gaan nie oor hasse en paaseiers nie. Paasfees gaan oor Jesus, die paaslam, wat homself aangebied het, sodat Jesus het gesterwe, sodat ons kan lewe. Dankie Here dat ons kan lewe, omdat Jesus vir ons gesterf het. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het, en ons eer U daarvoor, en ons sal vir U altyd dankbaar wees. Ek bid Here dat U in die Gees aan elkeen van ons, hierdie goed aan ons openbaar, sodat ons so sal lewe, dat die Here wil hê ons moet lewe. Dankie Jesus, as dit nodig is, dat ons passion, ons lyding sal wees, dat die Here ook daar vir ons sal help. In Jesus se naam, amen en amen.